Right, so vandag by die Klankbank gesels ek met Japie. Japie, hallo. Goeienaand Erasmus. Baie dankie dat jy tyd gemaak het om met my te gesels vandag. En so dit is vir my voorreg om saam met jou te kan gesels want jy is baie besig. Kort sien ek jy ry net hier so rond in die dorp en dan is jy op pad ergens en so ek weet nie meer nie. So Japie, wie is jy en van waar af kom jy? En vertel vir ons 'n bietjie van jouself. So ja, Japie, ek is vanaf Grootfontein. Eerstens my regte naam is nie Japie nie. Dit is Jakob Frederik Strauss en my van is Papenfoes, so dis 'n mondvol. Dit is 'n bietjie van 'n mond. Ja. En ja, ek is oorspronklik van Grootfontein af en ek bly nou in Okahanya. Okay. Een van daai dorpies waarby ek en jy nou die gesprek gehad. Ek het hier verbygery en gedink nooit in my lewe sal ek hier bly nie. Maar ja, so het die Here my hier uitgebring na die regte vrou toe. Getroud hierso met Lisandrie. Waarvan was Erasmus nou Papenfoes. Erasmus is nou hulle is aangename mense. Hulle is. Ja. Hulle is. Maar die met die van. Ja, maar hulle is wys gewees want hulle kyk wat. So ja, dis ek. Okay, so maar hoe het jy in Okahanya opgeëindig? So ek het eers gewerk in Windhoek. Ek gaan nou nie die datums kan sê, dis baie deur mekaar. So ek was in Windhoek gewees, ek het daar bedank by Virgin Active, teruggetrek plaas toe in Grootfontein en my pa het 'n winkel begin in Walvisbaai. Okay. City Mart was die plek se naam. Maar dit was net na COVID begin het. En ek het vir 3 maande daar gaan bly. Ek was in Walvis. Ja. Ek was 'n bestuurder daar gewees. En ek het met Lisandrie begin gesels op Instagram. Ek het vir haar 'n DM gestuur en you slide into a DM. Ja. Nice, okay. So ek het vir haar gesê soos hy weet jy soos wie lyk jy? En sy sê toe vir my nee soos wie. Toe sê ek soos my toekomstige meisie. Nice. Okay, goed. En ja, dit het baie goed uitgewerk. Want julle is nou getroud. Ons is nou getroud. En ek dink ek was so maand en 'n half daar gewees, toe kom kuier sy vir my in Walvis. En so maand en 'n half daarna toe trek ek saam maar terug hiernatoe. Die winkel het toegemaak, glad nie geld gemaak in die COVID tyd nie. Ja. Dit was regtig 'n baie slegte tyd gewees. Yes. En toe trek ek hiernatoe en die res is geskiedenis. Okay, nice. Ja, so wat is jou ervaring van Okahanya? So dink jy dit is daai dorpies wat jy regtig wil verbyry? Nee, so die kom ek sê so die groepe waarin ek was, my vorige vriendegroepe, great mense, die invloed was nie so goed nie. Okay. So dit hang alles af en ek dink elke dorp is so. Jy kry ek wil nou nie sê goeie mense en slegte mense nie, maar jy kry goeie mense en slegte mense in 'n dorp. Jy moet die regte mense ken. Yes. Dis die ding. Ja. So ek het nie die regte mense in Okahanya geken nie. Okay. En toe ek die regte mense leer ken saam met Lisandrie. Ja. Toe is dit vir my die lekkerste dorp ooit. Ja. Ek wil nie trek nie. As dit nou nie die Here se wil is nie, dink ek gaan ek ooit trek. Ja. Ja, ek dink ek's baie bly die goeie invloed het nou so ver gestrek dat jy 'n nooi Erasmus gehad het, wel sy is nou jou vrou, maar 'n nooi Erasmus en nou 'n vriend Erasmus. So dis net goeie invloed hierso. Goed, so ek is bly jy is hierso, maar ek dink dit gaan ook oor daar waar jy geplant word. Moet jy nie net tydelik wees nie, moet regtig jou hart en siel daarin sit. So ek terug in 'n Bybelstudie het ons ook daar gepraat van jy moet gaan en lê tuine aan. Kry kinders, laat jou kinders met die mense trou. So dis 'n hele proses. Jy moet regtig alles insit daar waar jy nou gaan bly. So jy kan nie net halfhartig een voet in Walvis, een voet in Okahanya bly nie. Absoluut. Ek glo ook dis iets waaroor ek vas oortuig is. As die Here jou in 'n kerk plaas, want dis hy wat dit doen. Hy gee vir jou 'n familie. Ja. Moet jy jou lewe rondom die kerk beplan. Ja. Ek dink wat meeste mense doen is hulle raak nie regtig of hulle leer ken nie die kerkmense nie. Hulle gaan net Sondag kerk toe,
loop uit, leer ken niemand nie, maak jouself oop aan die mense nie, maar jy moet jouself gee vir die kerk. Ja. Jy moet lewe rondom die kerk en jy moet die kerk help. En wat meeste mense doen nou, my punt is, hulle lewe rondom hulle werk. Ja. Daar waar hulle die meeste geld kan kry, dis waartoe hulle gaan. Ja, daai word jou prioriteit. Ja, so ja, ek glo vas Eerder kerk. eerder kerk. So, jy het nou praat van die kerk en jy sê die Here plaas jou by 'n gemeente en familie. So, hoe het die Here met jou gewerk in jou lewe? So, ons was, soos ek al vir jou gesê het, toe ek 8 jaar oud is, toe was ek gedoop in 'n gereformeerde kerk. Okay. Ons Dis was nou in Grootfontein. Dis nou in Grootfontein gewees. Ons was daar uit gewees, ons was nie regtig. My ma het nie regtig vir ons kerk toe gevat nie, niks teen hulle nie. Ja. Toe ek so, kom ek sê 13 jaar oud was, toe trek ek na my pa toe in Windhoek en ons het begin na karismatiese kerke toe gegaan. Was nie regtig vas in 'n familie nie, ons het gegaan van kerk na kerk. Ja. En niks teen karismatiese kerke nie, maar en so in 2019 verloor ek my werk en alles en dis toe ek terugplaas toe is. Ja. Toe gaan ek deur 'n moeilike tyd en ek het regtig op my knieë neergeval en begin praat met die Here en vir hom gevra om my te lei. En ek het toe op 'n ou afgekom, John MacArthur is die ou se naam. Ja. En toe leer ek wat gereformeerde teologie is. Ja. Maar eintlik net die Calvinistiese kant Ja. van die gereformeerde kerk. Nog nooit regtig die leerstellings verstaan en so nie. En ek het al hoe meer geluister, maar ek het nog steeds na karismatiese kerke toe gegaan. Ook Anja toe getrek en ons was hierso in Every Nation gewees en ek het toe die geloofsbelijdenisse begin lees. Ja. En dis toe ek begin agterkom, of nie agterkom nie, die Here vorm jou geloof soos wat jy aangaan. Jy raak meer volwasse met tyd. Ja. En dis toe ek begin baie van my gelowe begin bevraagteken het. Want ek het met baie van die goed nie saamgestem nie, maar ek het net saam met dit gegaan. Ja. Ja, dis toe ek jou benader en die Here jou in my lewe ingebring het. Wat ek regtig wou begin, ek wou na die gereformeerde kerk toe gegaan het en so het die Here my daar geplaas nou. Maar hoekom gereformeerd? So baie van die, kom ek sê eerstens so die gereformeerde geloof is, jy kan nou sê hulle is gebaseer rondom die belydenisskrifte en dis waaraan hulle vashou en ek kan nou 'n klomp leerstellings opnoem waaraan die kerk of waaraan die geloof vashou. Maar vir my gaan dit oor die essensie van die gereformeerde kerk is dat jou denke, jou lewenswyse, jou aanbidding rondom die woord van God gevorm moet wees. Dis waar die gereformeerde kerk gaan. Ja. En ek dink net die Here bring ons terug na die woord toe. Ja. As jy nie terug na die woord toe kan kom nie met enige van jou leerstellings, moet jy dit begin bevraagteken. Ja. So, dis die rede hoekom. So en ek dink dit is ook so mooi want dit was ook in die tyd van die reformatie. Die 5 solas van die reformatie, genade alleen, geloof alleen, Christus alleen ensovoorts. So ek dink daar het hulle teruggedraai na wat die skrif sê. Want daar's nou 'n klomp mense in die kerk, ek wil nou nie, ons almal weet wat 'n kerk dit was wat die opponent was. So hulle het geprotesteer teen die ander kerk en toe sê hulle maar ons stem nie saam met hierdie leerstellings van julle nie, want die skrif leer ons iets anders. En hulle het gereformeer, hulle het geprotesteer. Ja. En ek dink dit is so mooi dat alles moet gaan oor God en sy woord. Elke ding van ons lewe, ons werk soos jy nou van gepraat het, moet beïnvloed word deur ons geloof, nie ons geloof deur ons werk nie. En in dieselfde met ons verhoudings om ons. Ek is baie bly jy is gesels saam oor hierdie onderwerp. So nou, jy het geraak aan die belydenisskrifte. So die verskillende belydenisskrifte wat ons het 6 Ja. in die gereformeerde kerk. Dink jy dis oorbodig dat ons so baie het? Die Christelike geloof is baie complicated. Ja, as ek nou die gecompliseerd, Engelse woord mag gebruik. En dis eintlik min as jy so daaraan dink. Ja. Want dit som die geloof vir jou op. Yes. Dis basies wat dit is en die 6 is mos nou
die apostoliese geloofsbelijdenis, die geloofsbelijdenis van Nicea, geloofsbelijdenis van Athanasius, die Nederlandse geloofsbelijdenis, Heidelbergse katekismes en dan die Dordtse leerstellings. Ja. En dan nog een wat ek gebruik is die Westminster korter katekisme, die langer katekisme en dan hulle geloofsbelijdenis, wat my ook baie help. Ja. So dit is nogal, jy maak enige persoon wat kategese gee vir belydensklas baie gelukkig, want jy het die stellings genoem. So ek voel ek moet nou vir jou vra, wat is die tekens van 'n ware kerk, maar ons gaan dit doen nie. So en daai 6, die 3 wat natuurlik die korter is wat ons gebruik, dis in Nicea, apostoliese geloofsbelijdenis en Athanasius. So daai 3 word gelees in die kerk Sondag om ons geloof te bely, terwyl die ander breedvoerig ingaan op die skrif. So hoe voel jy oor daai 3? Wat is jou gedagtes rondom daai 3 belydenisskrifte, Heidelbergse katekismes, die Nederlandse geloofsbelijdenis en die Dordtse leerreëls? Dink jy nie daar is, soos kan dit nie net een ding wees nie? Nee, want dis 3 verskillende goed. So met die Heidelbergse katekismes, dis die grondslag waarmee die gereformeerde kerk die kerk onderrig, veral met nou sondagskool, katekisasieklas, waarmee die kerk die mense onderrig. Ja. En dan die Nederlandse geloofsbelijdenis is die grondslag vir die gereformeerde geloof oor wie God is, oor sy woord, en dan die lewenswyse van die Christen. Ja. En dan met die Dordtse leerstellings dis heel anders, dis die grondslag vir die gereformeerde kerk oor God se onweerstaanbare genade vir die verlorenes, soos uitgedruk in sy verkiesing, sy versoening en dan nou sy volharding vir die gelowige. En dink jy daai skrifte, spesifiek ook die Dordtse leerreëls, ek dink as enigiemand wat dit nou gelees het, sou agtergekom het, Nederlands geloofsbelijdenis is, hy's lekker, hy's maklik, ons kan dit gou doen. Heidelbergse katekismes, jy gaan 'n bietjie in detail na die Dordtse leerreëls. Jy worstel met daai soos 'n 40 jaar woestynreis. So, dink jy dat dit genoegsaam is om te onderrig en te leer? Ek dink dit is genoegsaam, of alleen op sy eie, as jy net dit het, is dit genoegsaam. Ja. Maar as jy kommentaar het wat jou kan help met die Dordtse leerreëls, sal dit baie help. Ja. So dit is 'n baie gecompliseerde onderwerp. Ja. En ek dink dis hoekom dit so moeilik is. Baie min mense of kom ek sê so buite die gereformeerde kerk, en ek dink binne die gereformeerde kerk ook, is daar nog wat nie werklik verstaan wat die kerk leer nie. Ja. Veral rondom daai onderwerp, en min mense wil dit aanvaar. Ja. Min mense wil aanvaar dat God kies, dat hy die werk doen, dat hy jou deur die lewe vat, en op die einde van die dag verheerlik hy jou. Dis alles die Here, van begin tot einde. Ja. Ons is sondaars, ons kan nie goed kies nie. Maak nie saak hoe hard ons probeer nie. Baie mense dink ons het vrye wil, en in 'n manier het ons vrye wil. Ons kan in die oggend opstaan en kies tussen koffie en tee. Maar dis onmoontlik om vir ons met harde harte om God te kies, die allergoed, om dit so te sê. Ja. Ja. En ek dink dit is bewys daarvan is ook in die Ou Testament Eksodus spesifiek, waar Farao se hart verhard is. Hy het nooit die Here gekies nie. Absoluut. En hy is waarskynlik ook nooit uitverkies nie, want hy is uitverkies dalk om sy hart te verhard, en hy gaan waarskynlik nie saam met ons in ewigheid wees nie. Ja. Maar dit is nie die uitverkiesing waarvan ons dan nou praat nie. So in die Dordtse leerreëls praat hulle baie oor die uitverkiesing en oor die genade van die Here. Dink jy dit is relevante onderwerpe vir die kerk vandag, of dink jy dit is maar net oudmodies? Nee, dit is absoluut relevant. Ons lees dit deur die hele Bybel, van die begin af tot die einde toe. Leer ons ons lees hoe God kies, en ek dink die Dordtse leerreëls help jou. Dit help jou om dit te sien, en dis goed om vir ons as gelowiges te weet dat ons kan nie ons versoening verloor nie.
Dis die Here wat ons vashou. En as ons, dis soos wat daar staan in Johannes 10 vers 27, as ons in die Here se hand is, kan niemand ons uitvat nie. Ja. En dit gee vir ons 'n rustigheid, om te weet ons kan nou uitgaan en in dankbaarheid net leef vir die Here. En dit is goed om te weet, want ons is sondaars en ons is nog steeds in die sondige vlees. En ons kan val. Ons kan weer val. En dan om aan daai vas te hou, die Here se goedheid en sy genade, om te weet, al het ek nou gesondig, Ja. ek is nog steeds gered. Ja. So ja, En dit is net genade. absoluut. Net genade alleen. En dit is vir my so mooi hoe dit dan ook aansluit. Ek wil dan nie die teks uit konteks uithaal nie, maar wanneer Paulus ook sê dat ek het gebid tot die Here, vat hierdie doring in die vlees uit, en die Here sê my genade is genoeg vir jou. En dieselfde met hierso, ons die Here se genade dat ons gered is. Ja. Niks anders nie. Maar is nie omdat jy so oulik is nie, Japie. Jou vrou mag dalk dit dink, maar nie die res van ons nie. Okay, so jy het nou gepraat oor die belydenisskrifte, maar nou wil ek 'n bietjie fokus op een spesifiek, die Heidelbergse Katekismes. Ja. So die Heidelbergse Katekismes begin met 'n pragtige inleiding. Sondag 1 vraag en antwoord 1. Ja, so wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? En dan daai antwoord, ek het ook nou vir jou vertel, dis een van die dinge wat my regtig baie help, veral as dit swaar gaan by die werk, as ek sukkel met my sonde, as ek sukkel, die antwoord is, my enigste troos in lewe en in sterwe is dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy het my met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen hart van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Sjoe, indrukwekkend. So ek kan ook getuig, hy het dit nie gelees nie, hy het dit alles net uit van hart af gesê. Ja, ek dink daai is regtig baie mooi inleiding tot die katekismes, want hy staan nogal apart van die res, want die katekismes word in 3 verdeel. Ja. Dit is die ellende van die mens, die verlossing van die mens en die dankbaarheid van die mens. En hy staan so 'n bietjie apart van dit. En ek moet sê, soos toe ons nou op teologiese skool gepraat het daaroor en preke geskryf daar, het ek nogal Sondag 1 gevat as 'n preek wat ek wou geskryf het. En dit was vir my so mooi geweest, asof dit 'n hoofsin is. Soos, ek bly in 'n huis, dis die hoofsin. En dan die ondersin is, en daar is blou gordyne. En dit is dieselfde met die katekismes. Dit voel soos die hoofsin, my enigste troos is dat ek aan Christus behoort. Maar wat van die 7de gebod? Wat sê hy? En dan is dit asof dit weer terugkom met daai. Ja, daai heen en weer. So, het jy al die katekismes deurgelees? Nog nie heeltemal nie. Ek gaan nie heeltjie. Ek is besig met dit, so ek vat elke week een. Okay. En dan leer ek hom vir myself, ek leer die verse wat daarby gaan. En dan lees ek 'n stuk kommentaar daaroor. Kevin de Jong is die ou se naam. Waar ek lees nou sy boek rondom die Heidelbergse Katekismes. Okay. So, ja. So hoekom, ons het nou gepraat, ek het so vinnig verwys na die 3 punte, of die 3 afdelings van die Heidelbergse Katekismes. Hoekom dink jy is dit so 'n mooi indeling van die katekismes? So, dis bitter belangrik vir ons as mens om te verstaan, en ek dink jy sal saam met my stem, as jy vir 90% van mense vra, dink jy jy's 'n goeie mens? Gaan almal vir jou sê, ja, hulle is 'n goeie mens. Ja, ek sê Erasmus. Okay. En dan gaan hulle vir jou al hulle goeie werke vertel, en vir jou vertel hoekom hulle dink hulle is 'n goeie mens, soos jy nou, dink jy sê Erasmus. Maar, die eerste ding is wat ons moet weet is, ons moet weet ons is sondaars. Ja. Ons moet weet ons kan nie onsself red nie. Ja. En dan na ons weet ons is sondaars, moet ons weet ons kan onsself nie red nie. Anders dan gaan ons gaan vir onsself wil werk. Dis iets wat ons klaar almal doen. Al het ons die evangelie, ek dink baie van ons val nog steeds so terug in werke in, om te wil werk vir ons verlossing en vir ons versoening. Maar ons moet weet, ons word deur Christus alleen gered. Ja. En dis hoekom die vraag en antwoord 1 daar ook is.
Ons moet weet dis deur Jesus Christus alleen. Die moderne wêreld gee vir ons redding in so baie goed, in geld, in materiaalse goed. Ons moet meer kry, ons moet meer hê, ons moet beter lyk, ons moet slimmer wees. Ja. Laat ons troos en gemak in ander goed sit, maar dit moet alleen in Jesus Christus wees. Ja. En na ons dit weet, moet ons nou leef in dankbaarheid. Ja. Ons word nie gered deur hierdie goeie werke nie, ons word gered vir goeie werke. Dit is baie mooi gestel, ja. Ja, en daardeur leef ons nou in dankbaarheid. En dis hoekom ons moet weet hoe om in dankbaarheid te wil lewe, of om in dankbaarheid te leef, soos dit staan in die woord van God. Anders dan gaan dit 'n baie selfgesentreerde ding raak. Ja. Want ek dink, ek moet so lewe om dankbaar te wees teenoor die Here. Ja. Maar die Here gee vir ons riglyne. En daai riglyne is op die einde van die dag wat ons ook gelukkig maak. Ja. Daai riglyne vind 'n mens natuurlik in die skrif. In die skrif. Maar dink jy dit kom ook so duidelik deur in die katekismes? Ja, dit doen. Okay. Dit doen. Goed. En as ek nou so ons ouderdomverskil is daarom nie so groot nie, maar as ek nou 'n jong mens is en ek sê vir jou, maar dit klink vir my 'n bietjie vervelig. So ek kan nou nie sê dat ek saam die ou gaan stem nie, want ek is verlief op teologie. Dit is vir my 'n hobby om teologiese dinge op te lees en die katekisme op te lees. Maar dis meer as dit. Dit bring my nader aan die Here. Ja. Dit leer my wie die Here is, en dis wat ek vir hom gaan sê. Jy leer wie die Here is. En hoe meer jy weet van die Here, ek weet gehoorsaamheid red jou nie, maar ek beloof jou, hoe meer jy weet van die Here, hoe meer gehoorsaam gaan jy lewe. Ja. Wys my wie jou God is, en ek wys jou hoe jy lewe. Ja. So ja. Okay. So, maar die skrif is genoegsaam. Die skrif is genoegsaam, ja, en baie mense sal nou sê, ja, die skrif is geïnspireer deur God, dis onfeilbaar, en dan al hierdie geloofsbelijdenisse is nou feilbaar, en dit is nie geïnspireer deur God nie. Hoekom? So ek gee 3 redes altyd. Daar's 3 redes hoekom ek hierdie... Ai, klink vir my soos 'n dopper. 3 punte. So, eerstens, dit bewaar die kerk, dit beskerm die kerk, en dit onderrig die kerk. Okay. Dit bewaar die kerk se eenheid en waarheid. Die moderne wêreld sê liefde is liefde, maar ware liefde is in waarheid. As ons vir mekaar wil lief wees, moet ons weet wat die waarheid is. So daardeur bewaar dit ons in eenheid. En daai liefde bring die eenheid saam, en dit bring ons saam. 'n kerk, die groter kerk, en ek dink die groter kerk glo ook in die essensiale van die Christelike leer. En sodra jy vir iemand vra, luister, waaraan glo jy, moet hy sy geloof bely. Ja. Maak nie saak wie jy is nie, niemand gaan net begin skrifte opsê nie, hy bely sy geloof, en dis wat die geloofsbelijdenisse is, dis net 'n opsomming. Ja. En dis eenheid. Dit bring Christene verskil op baie punte, maar ons almal stem op die einde van die dag dat Jesus Christus God is. Ja. En dat ons enigste troos in Christus is. Ja, absoluut. En dan die tweede punt is, dit beskerm die kerk teen dwaalleer. Okay. Soos, as jy nou dink aan 'n voorbeeld van dwaalleer in vandag se tyd. So, Sonder om nou byvoorbeeld iemand uit te sonder, ek bedoel maar net geheel. Ek het een van my beste vriende, en ons gesels nie meer so baie nie, ek dink dit gaan maar oor geloof, het vir my eendag gesê, hy is 'n Jehova getuie, en hy het vir my eendag gesê, die Jehova getuie bring die kerk terug tot die regte leer. En ek het gedink hy's reg, tot ek nou die geloofsbelijdenisse deurgelees het. En in die geloofsbelijdenis van Nicea, wat in 325 AD geskryf is, daar iewers rond, staan daar dat Jesus Christus God is. Ja. So daar wys dit vir jou al klaar, dat hulle daai tyd al geglo het dat Jesus Christus God is. En die Jehova getuies het iewers in die 1800s begin. 'n rukkie later. 'n rukkie later, of kom ons, ja, 'n rukkie later. 'n rukkie later. So dit wys jou, dit is nie die waarheid nie. Ja. En daar het my gehelp. Yes. Dit beskerm die kerk teen dwaalleer. Ja, en ek dink dit is, so ek wil myself nou verstout deur te sê,
dis amper, ek voel die katekismes en die belydenisskrifte kan 'n mens amper gebruik ook soos 'n ensiklopedie, die Google van die geloof. Ja. Want wat as daar nou iets gesê word oor, kom ons sê die Onse Vader. Daarso is afdelings daar rondom hierso 50, 51, 52 Sondag afdeling wat praat daaroor. So dan kan 'n mens dit gaan verifieer en sien wat sê die skrif ook daaroor. Ja. Goed, jy het nog 'n derde punt wat jy wou genoem het. So ja, dit beskerm, dit bewaar en dan onderrig dit. Ons leer die kerk met die belydenisskrifte. Ons leer wat in die skrif staan met die belydenisskrifte. Hulle het nie die goed net uit die lug uitgetrek en daar neergeskryf nie. Hulle het werklik na die woord gaan kyk en hulle het neergeskryf, hulle het dit opgesom. En so kan ons die kerk leer om van melk af te gaan na vaste kos toe. Ja, Paulus praat daarvan. Ja, hoe ons Christene kan leer om op te staan teen dwaalleer. Ek het byvoorbeeld gesukkel daarmee. En tot ek net die belydenisskrifte begin lees het en leer het, toe help dit my al klaar. Ja. Baie. Goed, ek dink dis goeie leiding vir 'n jong mens om te sê lees hierdie want dit gaan jou help. Ja. Veral in hierdie wêreld want daar's soveel na wat se kerk toe gaan. Ek wil nie na die 3 susterkerke toe gaan nie want hulle is oudmodies. Hulle het nie eens 'n band nie. Hoekom wil ek so toe gaan? En dan is daar kom ons gaan Jehovah Getuies toe of kom ons gaan Sewe-nagse Adventiste toe. Hulle is net op Sondag. Hulle is op Saterdag, ek kan Sondag laat slaap. So daar's soveel en nou waar is die suiwerheid? En ek dink hierdie help baie daarvoor ook. Ek het nogal gedink ek wil vir jou ook vra. Ons tyd is besig om ons in te haal. Ons praat nou baie lekker. Ek is baie dankbaar. Dis goed dink ek, maar ek wil nog 'n paar goeie vir jou vra. Onder andere, hoe sou jy 'n jong persoon of 'n jong mens, ek weet jy's nog 'n jong mens, maar ek praat nou van jonger as jy. So 5, 6, dalk 8 jaar jonger as jy. Hoe sal jy hulle motiveer om die belydenisskrifte te lees? Jy het nou gepraat van die gehoorsaamheid en nie dat dit jou gaan nou gehoorsaam maak teenoor God nie, maar hoe sou jy hulle motiveer om daadwerklik dit te doen? So die eerste ding wat ek sal begin doen is ek sal vir die ou vra en vir hom sê hy moet begin sy geloof bevraagteken. Wat glo hy? Waarin glo hy? Kan jy dit vir iemand opsom waarin jy glo? Ja. En as hy nie vir my kan dit doen nie, en ek weet dit motiveer baie mense om 'n antwoord te kan gee op goed en om nie verkeerd te wees nie, sal ek vir hom sê, okay, maar lees die, leer die, want dit gaan jou help. Ja. En moet dit nie net lees en leer sonder om te gaan kyk na die skrifte nie. Ek weet jy baie van die geloofsbelydenisse het die skrif of die teks waar hulle dit gaan kry het. Gaan lees dit en leer dit. Soos bevraagteken werklik jou geloof, nie in 'n slegte manier nie, maar vra vir jouself waarin glo jy. Ja. Want dit is baie belangrik. Yes, waarin en wie jy glo en jou hoop sit is belangrik. So terwyl ons nou praat het dit nou by my opgekom. Ek weet nie of almal dit weet nie en ek weet ook nie of jy dit weet nie, maar tradisioneel was daar 'n oggend en 'n aanddiens in kerke. En die aanddiens was hoofsaaklik gewees vir leerprediking. So hulle het dan die Heidelbergse katekismes of belydenisskrifte gebruik in die prediking. Vandag sien 'n mens nie regtig meer aanddienste in kerke nie. Dink jy dit is 'n ding wat behoort daar te wees of hoe voel jy oor daai? Ja, ek dink dit sal baie nice wees om weer terug te bring. Ek dink daar's baie min mense in die gereformeerde kerk of nou in die ander susterkerke ook wat nie meer die geloofsbelydenisse lees nie. Wat dalk 'n boekie het daarvan, ons glo boekie wat iewers in die kas staan en vol stof is. Ja. En daai ding was bitter lank terug oopgemaak. So ek dink dit gaan die kerk weer motiveer om terug te gaan na dit toe en dit weer te begin lees en leer. Wat baie belangrik is. So ja. Okay, so ons net standaard deur die bank nou aandienste hê. Okay, dis reg, ek sal die kerkraad sê. Nee, dis goed. So enige gedagtes wat jy nog wil deel rondom die belydenisskrifte. Daar's ons regtig baie goeie waaroor ons kan praat, maar wat staan vir jou uit by die belydenisskrifte? Kom ons begin daar. So wat staan vir jou uit? So daar's 3 goed waarmee ek sal wil afsluit. Hey, daar's dit op 'n ring. Bitter vinnig. Die Nederlandse geloofsbelydenis het vir my en ek het baie geloofsbelydenisse gaan oplees
voor ek by die gereformeerde kerksinne uitgekom het. Nou in Engels, ek het baie navorsing in Engels gedoen. Ja. Toe ontwikkel ek weer 'n liefde vir my taal, maar in elk geval, toe kom ek by die beskrywing van God uit, wat vir my, dis vir my werklik bitter mooi, en as jy nie omgee nie, sal ek dit graag Ja, lees. asseblief. Dis artikel 1 van die Nederlandse oorlees. Ja. So, ons glo almal met die hart en bely met die mond dat daar 'n enige en enkelvoudige geestelike wese is wat ons God noem. Hy is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed en die oorvloedigste fontein van alles wat goed is. So ja, dis vir my, dis bitter mooi. Ja. En vir my een van die beste beskrywings van wie God is. Ja. En dan punt nommer 2 en 3 is saam. Okay. Dit is basies net, jy kan nie deur jou teologie gered word nie. Ons almal moet dit onthou, jy kan nie deur jou kennis gered word nie. Ja. En daardeur kom punt 3. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? En ons word deur Jesus Christus alleen gered. En ons moet ons geloof in hom plaas en ons moet lief raak vir hom. Ja. En deurdat ons lief gaan raak vir hom, gaan ons wil leer wie hy is. Ja. En daardeur kom teologie. Yes. So ja. Daai beskrywing van wie God is iets wat ek nogal baie graag aanhaal. Spesifiek ook in gebede en ook in die belydenis wanneer ons in die kerk is. So die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Dit is hierdie fontein wat wanneer ek daaraan dink, dan dink ek aan daai kinderliedjie van dit borrel in my want ek is so bly. Ja. Jesus het my lief. So dit is daai borrelende, oorvloeiende, dit is nie die wêreld is nat onder en om die fontein. Dit hou nie op nie. Ek deel die sentiment wat jy het. Ja. So ek dink dit was goed om met jou te gesels. Ek het dit geniet. Enigiets van jou kant nog? Nee, ek dink ek het gesê wat ek wou sê. Jy het kans om nog 3 punte op. Nee, ek is nou weer reg. Dankie Erasmus. Dankie vir die tyd, Japie, en mag jou verhouding met die Here net nog dieper gaan. Baie dankie, ek waardeer. Alright, tot volgende keer. Lees, luister en leef die woord van God.